Prys die Here. Kom ons sing dit is môre, môre, môre my hart. Jesus het die donker wolke weggeneem. Daar is blyskap in ons siel. Here Jesus is op die troon môre. Wil ons die werk van die Here gee. Dit is môre, môre my hart. Jesus het die donker weggeneem. Daar is blyskap in my siel. Hy sê vers 1, hy sê juig voor die Here o ganse aarde. Hy sê vers 2, hy sê dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met 'n gejubel. Wanneer daar vreugde in jou lewe is, dan is dit joyful praise. Kom ons sing 'n joy, joy, joy if you come to Jesus. 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 Yes, sorrow and trouble and fear. Oh, sing you ready.
the joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. The joy unspeakable and full of glory, and the heart has never been before. It's the joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. The joy unspeakable and full of glory, and the heart has never been before. It's the joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. The joy unspeakable and full of glory, and the heart has never been before. It's the joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of As jy 'n geskenk oopmaak, dan is jy opgewonde. Jy's bly jy kry daardie geskenk. Jy sê nie, ag, dankie vir hom. Dankie. Vir my geskenk. Jy's opgewonde as 'n kind toe jy 'n geskenk ontvang. Ek weet my pa het altyd die goed onder ons beddens weggesteek. Maar ons het hulle gesien in die aand. Hulle kom sit dit daar en maak as ons niks weet nie. Maar dan steek hulle dit onder die bed weg. Maar jy's bly, jy's opgewonde as jy daardie geskenk het. Amen. It's a joy unspeakable and full of glory wanneer jy die Heilige Gees ontvang het. Jy weet die trein, daar's vir Henny. Hy is seker dit meer kan vertel, maar weet wanneer die trein begin loop, dan gaan hy eers stadig, tjoef. Maar as hy spoed gevat het, ek weet nie vir agtergekom, toe ons nou stop, toe is daar 'n bietjie spoed. Daar's 'n bietjie lewe, daar's 'n bietjie meer blydskap, daar's meer opgewondenheid. Want daardie trein het vas, het gevat. Hy gryp op daardie spoor, hy gly nie meer nie, maar hy het 'n bietjie traction gekry. Praise God, it's a joy unspeakable and full of glory. Kan jy nog steeds onthou wat die Here vir jou gedoen het? Can you still remember the day that He saved your soul? When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Now when I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Now when I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. No, 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 I'll never
Give him the opportunity this morning to fill that empty space in your souls. My Bible said, fill my cup. Lord, I lift it up. Come and quench the thirst of my soul. Fill my cup, Lord. I lift it up. And I'm the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want. Lord, here's my cup, fill it up, and let it flow. My cup, Lord, I lift it up, come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, I lift it up, and let it flow. Now like the woman at the well, I was searching for things that could not satisfy. However, my Savior sleep. Why don't you draw from this well that never shall run? Fill my cup, I lift it up, come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, I lift it up, and overflow. And here's my cup, I lift it up, come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up, and overflow. Now like the woman at the well, I was searching for things that could not satisfy. One day I heard my Savior sleep. Why don't you draw from this well that never shall run? Fill my cup, and I lift it up, come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up, and overflow. Oh, fill my cup, Lord.
ek dink dat die laaste 2 boodskappe wat die Heilige Gees met ons gedeel het, was vir myself 'n openbaring, self vir my 'n groot rigtingwyse in die rigting waarin God ons lei. And I think even the feedback from the young people, it's very important that we get our foundation in Christ right. Die 2 boodskappe is nog op die YouTube kanaal vir die van die wat dit nie kon bywoon nie. Asseblief, vat die tyd, soek die tyd, die laaste 2 gaan luister dit, want die 3 pas in mekaar. God is nie ongeorganiseerd nie. Hy bou een baksteen op die ander, hy weet in watter rigting hy bou, en sodat ons geestelike groei nie verloor nie. Ek het met die gesels dat in mense lewenspad is daar 3 stoppe wat die Heilige Gees jou bybring, waar sonder jy die koninkryk van God nie kan sien. Voorwaar, sê die Here, ek sê vir jou, Nicodemus, as jy nie gebore word uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis 'n pitstop op jou saligheidspad. En ek het vir u gesê dat die Engels sê dit so mooi, he says, therefore, do not you know that you were then crucified with him through baptism into death. Jy staan dus nou begrawe, die ou mens saam met Jesus Christus deur die waterdoop, maar dat jy ook as 'n nuwe mens opstaan. En die tweede padstop wat jy kry is die bekragtiging van die Heilige Gees. Dis iets wat jy kry, dit is soos wat jy Perth toe ry, het ek nie gesê, jy trek daar by die BP Garage in. Dis 'n stop op jou lewenspad waar God die kerk krag gee. And we said the empowerment of the Holy Spirit is a step, it's a transformation station where God empowers His church. Hy gee jou krag. Krag waar sonder jy hierdie pad nie sal kan loop nie. Elia is wakker gemaak onder die besembos deur die engel, want die engel het vir hom gesê, eet hierdie brood, anders gaan jy nie genoeg krag hê om hierdie lewenspad te loop nie. Dis van kardinale belang dat jy by hierdie 3 heiligmaking transformasiestasies uitkom, want sonder wedergeboorte kan geen mens God sien nie. Hierdie proses is verskriklik belangrik. En ek het vir u gesê dat as God van die hemel sou kyk, wat hy wel doen, en hy kyk as jy gedoop word daardie dag, jy kan die aksie uitvoer, maar as jou hart nie met God reg is nie, of was nie, of watter omstandighede jy dalk nie as prins gedoen nie, jy het dalk gedoen dat ma en pa gesê het jy moet gedoop word. Maar die Here soek die intent van die hart, en hy kyk neer op die aarde, en hy kyk jou hart. Is hierdie persoon besig om fisies sy lewe af te lê, om die ou mens, die sondige mens te kruisig, en dan as 'n nuwe mens op te staan? Do you really mean it? That is the intent of God. Dis kom Johannes gesê toe hy so baie mense gedoop het, en hy sê dra net vrugte wat by die bekering pas. Die Here kyk, en as jy dit opreg bedoel, en jy kom uit die water, en dan staan jy op as 'n nuwe mens in Christus Jesus. And we sing there's a new name written down of Lord. And the angels know it, and God knows it, and your name is in the book of life. Because you accepted the blood of Jesus that washed your sins, and your old sins, and your past, which everyone refers to. The blood of Jesus closes that door, and He opens a new door because you took the time to be honest to God. Dis opregte bekering.
opregte bekering langs hierdie pad. En dan het ek vir u gesê, dan kom die vuur. En weet jy nie, dat die Here sal sit as 'n refiner, iemand wat die saak verder verfyn van silwer nie, en hy gaan jou toets met vuur. Do you not know that the Lord will sit as a refiner of silver? Dan kom jy in die oonde, en die Here is besig om jou te bak soos 'n diamant. Hy is besig om jou te toets. Hy is besig om aan jou karakter te gee. Maar die vuur van die Heilige Gees, en wat Johannes gesê het, hy sal julle doop met die Heilige Gees, maar hy sal jou doop met vuur. En jy het gedink daai vuur is net die tale praat. Of jy het gedink daai vuur is net mense gesond maak. Of jy het gedink daai vuur is net koordans and rejoice. You've got it all wrong. It's all those things, yes. But the fire of the Holy Spirit is also a cleansing fire. And it will clean you to such a manner till the silver, the reflection of Jesus Christ. When you look into the silver, you can see Him and He can see you. Those 3 stations we talked about. En ek kom hierdie week op iets af wat vir my regtig iets oopgemaak het hoe God dinge doen. Het jy geweet daar is 7 feeste wat in die Bybel genoem word. En julle sal dit ken, julle het dit al gehoor. Julle het dit dalk al gedoen. Ons het al in Pietersburgse dae, dan het ons 'n hittefees opvoering gehad en dan maak ons so, of die mense kry palmtakke en hulle maak so, en hulle het vla en hulle waai dit en die een blaas die shofar en die ander ene kom in met 'n mandjie vol koring en balie en die ander ene maak 'n kruis. Die kerk is vol pragtige uitdrukkings wat ons kan doen. Maar net 3 van daai feeste is verpligtend. 3 of those feasts are mandatory. It means they are not optional. And they were not optional for any Jewish family. 3 times a year, they needed to travel to Jerusalem to attend these feasts. And I marked them there for you, 1, 2, and 3. Hulle was verpligtend. Die eerste een moes jy in jou familie optrek. Passover. En gedurende daardie fees het al die kinders geweet, want Moses sê, herinner jou seun dan daaraan, en as hy jou vra in daardie dag, papi, wat het gebeur daai jare terug, hoekom vier ons hierdie fees, dan sê jy vir hom, in die nag het die doodsengel deur Egipte beweeg, maar die manne van die Here het bloed gevat van 'n perfekte lammetjie en hulle dit aan die deurposte en die kusyne gesmeer en ons het die doodengel sien bybeweeg en selfs die eersgeborene van Farao is getref. Maar ons eersgebore seuns het bly lewe. Elkeen, want when I saw the blood, I will pass over you. I will not be allowed to go into this house. En as jy goed Paulus verstaan, dis die eerste pitstop, dis die eerste afdraai wat jy vat. En weet julle, 1, 2 en 3 pas presies in met daai. Want die eerste stop wat jy gemaak het, was by die kruis Jesus Christus, by sy bloed, toe hy jou vergewe het, toe jy bely het, die woord van die Here sê, bely en laat staan jou sonde. Jy kan nie net goed onder die mat ingooi en dink dit is maar weg nie. Woord van die Here sê, bely en laat staan jou sonde. Sal ons dan stellig in die sonde bly? Skrywer Paulus, nee. Bely mekaar julle misdade. Draai gaan na die ou langs jou toe en sê, sorry. En die ander sê, vir wat? Sê, vir dit wat ek nog gaan doen. My pa het altyd gesê, mens moet eintlik pak kry vir dit wat jy nog gaan doen. Want let's face it, jy gaan nie die week nog stout. Lekker lach Bernardus nou. Nee, was Bernardus stout gewees, glad nie. Nee, maar hy soek. Hoe kan hy nou stout gewees? En kyk hoe soet is Tino Werner, hy sê nou nie even boop.
Kyk, Sarah was natuurlik die heel soetste in ons hele familie, hoor. Is dit so net, hè? Maar ja. Dis vir my amazing hoe God iets ingestel het met die oog op wat hy nog gaan doen. Die Here het die Pasga ingestel met die oog, die eerste een, dat Jesus vir ons sonde sou sterf. Stem nie saam? Dit was 'n aardse uittog uit Egipte. Weg van die slawehuis van sonde en afgode, deur die bloed van 'n lam. En die Here het dit gevat, Jesus Christus, en hy het die lam geword, en hy het jou die uittog uit jou verlede en uit jou sonde geneem. Die lam het heeltemal vir jou sonde betaal. En die Here het die Pasga gevat, die Passover. Hy het dit gevat en daarvan 'n profetiese resultaat gemaak. Maar weet julle wat is die verskil? Dit help nie. Jy gaan nou weer hierdie jaar Jerusalem toe en stap die paadjie op na die Tempelberg toe en doen die Pasga of die Passover dan nou op dieselfde ou manier. Jy kan dit seker maar doen, dit is seker maar mooi. Maar weet jy, Jesus Christus het daai aksie verander. Want by die laaste Pasga, die laaste nagmaal, dis hoekom dit genoem word die laaste, want dit was die laaste keer wanneer die lammetjies toe na daai aand geslag was en Jesus aan die kruis sou sterwe, sodat hy vir ons sonde kon betaal. Hy het dit volbring. Hy het gesê ek het dit volbring. The God of our fathers took the feast of the Jews and he put a prophetic end to it. And Jesus resulted in completing that function. Sy bloed is nie net een keer 'n jaar jou beskerming nie. Sy bloed is nou elke dag jou beskerming, stem jy saam? Dit is nie een keer 'n jaar wat jy optrek na 'n konferensie toe of na 'n Joodse fees toe, wanneer jy die beskerming van die lammetjie, of wanneer jy die hyssopstingel en weer die bloed aan jou deurborste smeer nie. Jesus Christus se bloed, the blood will never lose its power. It's final, it's complete, it's consistent, and it's in my life and your life every day. Sien julle wat het God gedoen? Hy het die fees van die Here gevat en hy het hom 'n profetiese rede gegee, Christus, en hy het hom gemaak dat jy hom elke dag kan gebruik. Toe kom hy met die tweede een, die tweede groot fees is daar in die middel. The Feast of the Weeks of Pentecost. Die fees van weke. Ons het dit so behandel die afgelope 2 weke. Kyk daar na die tweede een. Die Here het op daai dag, op die 50ste dag, het hy die Heilige Gees gestuur. Op daai dag, toe die mense fees gevier het, want Petrus en die mense was eendragtig by mekaar in die oppersaal. Hoekom? It was a holiday. It was the great day, a feast day. They didn't have to work. Everyone had time to spend time with their families. And the Jews conducted their ceremonies about the Feast of Weeks. But God took that feast, which had a prophetic meaning, and he said to the Holy Spirit, now go down. Go down, go down. Find Jerusalem. Find the people in the upper room. And when he came down, he came like fire. En die vuur het verdeel, tonge, en op elke een gaan sit. Sit gee jou hand op jou hart, sê Here, ek is ook een van die. En die Heilige Gees het elkeen krag gegee. En die tale wat hulle gepraat het, was so duidelik. Ek het laasweek vir u gelees, uit al die stamme oor die wêreld, het hulle suiwer, even with the clearest dialect, they talked and preached about the greatness of God. So more than 3,000 people came in that day. God took the second feast, the Feast of Weeks, and he turned it into his completion. That was always his idea. Die feit dat jy
vir jare en vir jare en vir jare van Moses se dae af die fees van die weke moes hou, het nie regtig sin gemaak nie. Maar dit was gewees dat hierdie fees was gewees 7 volle weke na Passover. En op die 50ste dag het hulle fees gevier. Maar daar het niks gebeur in die Ou Testament. Nothing really happened. They just commemorated what happened in Egypt. Maar die Here Jesus het gekom en hy het gesê, ek sal die Vader bid en hy sal vir jou die Heilige Gees stuur, sodat jy nie jaar vir jaar na Jerusalem hoef op te gaan en die fees van die weke en die Feast of Pentecost hoef te hou nie, want ek stuur vir jou die Heilige Gees wat elke dag by jou bly. He gave you something that's eternal and that stays within you. He gave you the promise, the Spirit, the supernatural power of God, which was casted out on Pentecost Day. Hy het jou by die tweede pad stop op jou evangeliepad laat stop en hy het jou gevul. Dis die fees van weke. Ek wil vandag net met u praat oor die laaste een. En dit is die een wat vir my soveel betekenis dra, soveel krag dra. En sien, dan is daar 'n derde fees. En hierdie fees word genoem die fees van Tabernakels. Die ander feeste, die eerste een, moet jy ongesuurde brode eet. Dit is nie lekker nie. Wie hou nou van 'n vetkoek sonder olie en sonder mis? Ja, joh, as ek hom reg moet eet, maar hoor jy, hy gaan 'n bietjie kwaai afgaan hoor. Jy sal moet vir my 'n glas melk gee of 'n glas water, want jy gaan vir hom afwerk. Maar sit nou so lekker rooi curry by hom. En boontjies en groente. Dan ruik jy hom sommer as jy om die draai kom daar in Geelong, dan ruik ek al wat kookbram. En dan stap jy in daai kombuis in, of waar by Bruinsen en dan bak hy lekker vetkoek. Man, dan moet jy nie gevas het nie. Dan eet jy nie ongesuurde brode nie. Dan vier jy nou fees. Jy sien, hierdie fees was anders. Daarin was hy maar 'n bietjie taai. En daarin was hy maar 'n bietjie taai. Maar hierdie ene was 'n fees. Die mense is nie weerhou om te eet en te drink nie. En as ek nou sê drink, bedoel ek nou koeldraak en drywes af, waar dink jy nou wil jy jouself meer verdrink? Dit gaan nie daaroor nie. Hierdie fees het jy nie teruggehou het nie. Jy kan rejoice in the Lord. Dit was 'n wonderlike tyd in die Here. Maar weet julle wat beteken die fees van Tabernakels? Of in Afrikaans die hittefees? Wie van julle hou van kamp? Het jy nie van kamp? Sê like kamp. Ons hou van kamp, weet julle hoekom? Elke keer as ons van kamp, dan vat jy jou tydelike huisie saam. Jou tydelike stoeltjies, jy vat die tydelike campingkot saam vir Wernertjie en klein Eli, sy tydelike eetstoeltjie, jy pak al jou kampgoedjies in. Dis nie jou permanente huis nie, maar dit is so lekker om net 'n bietjie in eenvoud te gaan kamp. En dan die hittefees was net so, eenmaal 'n jaar, dan het die Israeliete gegaan op na Jerusalem, maar hulle het vir hulle hutte gemaak, tente, tydelike wonings. Hulle het nie akkommodasie probeer kry by een van die mense in hulle hoofvertrek gebly nie. Hulle het hutte gebou. En die woord van die Here leer vir ons. Moses skryf en hy sê, sodat jy kan dink hoe jy daai jare met min kon deurkom. Kyk, gaan na jou vrou en sê, Bokkie, ons kan eintlik met min deurkom. Maar net nie vir haar sê, jy moet bietjie in beheer bly om te spend, en dan jy nou moeilikheid, weet jy in die kerk dit sê. Die vrou, jy kan maar vir jou man sê, jy spend ook wel lekker saam. Maar hierdie tydelike woning het vir jou persepsie geskep dat jy met min kan deurkom. Want julle min het 'n mens regtig nodig om gelukkig te wees. Net brood en water en liefde en jou mense om jou. That's all you really need. Of course we got God with us all the time. Maar die hittefees was 'n opgewonde tyd. Die mense het fees gevier, soos môre heeldag. Hulle het gedans, hulle het gesing.
Hulle het gejubel. Hulle het God geloof, want hulle kon lekker eet ook. Dit was 'n wonderlike tyd. En Salomo skrywe in Spreuke 10 vers 28 tot 32. Ek gaan dit vir jou in Engels sê. And he says, those of you that are lovers of God, that's what he says. Have a feast of joy. Hou 'n fees van vreugde. Dit skryf Salomo oor die hittefees. Daar's 'n fees van vreugde. En ek het gedink, wat in hierdie fees het dit so vreugdevol gemaak? Ja. Jy sê, ek kan jy nie met 'n knoppie aansit en sê, hoorie, dans bietjie, wees bietjie bly, lag bietjie nie. Want ons sien dit as 'n emosie. Jy sien dit as jou emosies. My emosies moet happy wees voor ek gaan dans of spring. Maar dit is eintlik verkeerd. Want om God te loof en prys is 'n werkwoord. Dit het eintlik niks met jou emosies te doen. Dus kom ons vanoggend daai liedjie opgesit het, When I Remember What the Lord Has Done. En as jy net so 'n bietjie gaan stil sit, terwyl jy nou in jou hitte feestyd is, en jy gaan sit in daai huisie en jy kyk so om jou, dink jy, maar weet jy, my familie is hier. Ons het nou nie baie meals om ons vandag nie, ons is nou hier, maar kyk hoe hardloop en speel die kinders, kyk hoe gelukkig is hulle dat hulle kamp. Kyk hoe min het ons om ons, maar die grootste geskenk is binne in ons. En die Here het dit so ontwerp, juis, en hy het vir Moses so gegee, en Moses het dit vir die volk so gegee. Maar weet jy wat is die vraag vandag? Ek het nou vir julle vertel, die eerste ene het 'n profetiese mening gehad, en die tweede een ook. Pinksterdag, die kruisiging van Jesus, die opstanding, Pinksterdag, die Heilige Geeswerking, en die derde een is net dieselfde. Daar's iets hierin verborge, wat jy moet snap. Iets wat jy moet vind. Hoekom sal die Heilige Gees die skrywer van die Bybel inspireer om te skryf? En kom ons gaan vra Petrus. 1 Petrus 1 vers 8. Die visserman, wat op 'n stadium so morbied was, depressief was, angstig was, dat hy gesê het, ag, ek gaan visvang. Hierdie Jesus, wat saam met ons was, wat ek 3 maal geloon het, dat ek hom ken, hy kom nie terug nie, ek gaan visvang. En hy spring sommer daar van die boot af. Maar iemand was besig om visies in te braai daar op die strand. Die Here het nooit van jou vergeet nie, al voel jy partymal alleen. En hierdie man skryf iets uit ondervinding. Sê Petrus het nie net iets geskryf omdat skryf was. Ek wonder of hy self kon skryf. Hy was nie 'n Paulus nie, hy was 'n visserman. Maar hy skryf iets. En daai lied kom van Petrus af. Jy het geweet. In Petrus 1 vers 8. He speaks about the joy that is in God. Peter writes about the joy that is in God. And he says, I'm telling you about a joy that I found in Jesus. But this joy, I cannot explain because it is unspeakable. Hy sê, ek kan nie met my mond eintlik vir jou verduidelik wat ek in die Here gevind het nie. Ja, ek weet as die Blou Bulle nou 3 druk teen die WP is daar vreugde. Of as WP jare laas die Currie Cup gewen het en hulle druk 3 teen die Blou Bulle en hulle wen hulle met die Currie Cup, is daar vreugde. Sê amen. Of eintlik. Daai is 'n vreugde. Maar Petrus skryf van 'n ander vreugde. Hy sê hier's 'n ander vreugde. En hierdie vreugde kan ek nie in woorde vir jou lekker beskryf nie. In Engels sê hy, this joy is unspeakable because this joy seems to be full of the glory of God.
You see, during this feast, that feast, the third one, somewhere there, when the people started worshiping God and praising God, when they realized how little they needed to be content with their lives, toe hulle in hitte gebly het, toe hulle nie moes gewerk het en geploeg het en gesaai het nie, toe hulle in die hemel was, want dit is wat die hemel is, daar gaan ons nie werk met ploeg en saai nie, ons gaan net mekaar hê, dit gaan meer materialisties, ja die hemel gaan baie mooi wees, maar die skat van die hemel is Christus, daar waar jou skat is sal jou hart wees, hy is ons loon, en daai loon, daai vreugde, wat in die hemel is, nou voor God, jy sien dit wat voor God is, en voor Jesus is in die hemel, up there is a joy that is unspeakable and it is full of glory. And when the Holy Spirit came down on Pentecost Day, He brought us the Spirit that is full of joy. That's why the fruit of the Spirit says love, joy, peace, liefde, vrede, blydskap. Die blydskap wat ek nie meer kan verklaar nie, wat in die Heilige Gees voorkom, is 'n blydskap vol van die glorie van die Here. En daai saak is die diamant wat in die profesie lê van die fees van Tabernakels. Sê die Bybel dan nie dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Hierdie is jou tabernakel. Jy is 'n tabernakel van die Here. Maar die tabernakel wat Salomo gebou het, is nie daar. Daai voorhangsel is geskeur. Maar die tabernakel waar Jesus Christus se Gees nou in lewe, is jy, die lewensmaat langs jou, die hele gemeente. Ons is dan nou die tempel van die Heilige Gees, stem nie saam. So, nou kyk jy dit weer, die fees van die tempels van die Heilige Gees, dis jy. Die Here sê vir jou, as jy in oorwinning wil lewe, wie van die wil in oorwinning lewe? Ek wil. As jy in oorwinning wil lewe elke dag, onthou ons het nou die eerste een gekyk, die bloed van die Here is elke dag daar, die tweede een, die Heilige Gees is elke dag daar. As jy dan nou die fees van die Here, die oorwinning, die blydskap, the joy unspeakable and full of glory, as jy dit in jou lewe wil hê elke dag, in hierdie tempel van jou, want dit is 'n fees van die tempel, dan moet jy sê, Here, waar is die konklusie? Hoe kry ek dit? Weet jy wat, jy kry dit deur om dankbaar te wees. Weet jy wat is een van die grootste vyande wat jou vreugde steel? Ondankbaar. Ontevredenheid. Die Bybel sê so mooi, jy moet vergenoeg wees met dit wat jy het. Ja, ek weet, dis 'n sensitiewe punt, ons almal sukkel daarmee. Maar ek sê weer, dis wat die Here vir jou sê, gaan bly bietjie, gaan kamp bietjie, gaan bly bietjie in 'n tentjie of 'n hut. Die fees van tabernakels. En die Here sê, daai tabernakel was in die Ou Testament die tempel van Salomo. Maar net soos wat hy al drie feeste verander het, het hy die laaste een gebring en hy het vervolmaak, want sy bruid is nou die tabernakel van die Heilige Gees. En al wat jy nodig het om jou gemoed, ek sê weer, eintlik is om God te loof en te prys, nie 'n emosie. Dit is 'n daad. En dit bring my terug by Pinkster. Die Heilige Gees werk. Pinkster is nie 'n kerknaam of 'n denominasie nie. Dit is 'n Heilige Gees uitstortingsdag op Pinksterdag wat God gekies het. En die Heilige Gees wil hê dat jy God moet loof en prys. Dat jy die Here moet loof en prys, nie omdat jy eerstens so voel nie. Want om God te loof en te prys is nie 'n emosie nie. Ja, jy voel 'n emosie, maar jy kan nie die Here prys omdat jy nie vandag so voel nie. En dis waar die kerk die fout maak. Om die Here te loof en prys is om God te loof met alles wat in jou is. Hierdie mense het dit gedoen vir 7 dae lank. Dan loof en prys hulle die Here en iewers dan kom die Heilige Gees in. En daai ekstra glorie
wat in die blydskap is. Peter says there is a joy that's different from the joy that I've experienced in my life. This joy is unspeakable. It means I cannot explain it. And this joy is full of the glory of God. Dit is die Heilige Gees. Daar's iets in die Heilige Gees wat 'n smile op jou gesig sit. Ja. Kan ek jou die vraag vra? Dink jy daar's depressie in jou? Dink jy daar's anxiety? Sukkel van ons mee? Nee. Moet ek jou onvrymoedig maak? Maar ek gaan vir jou vertel vanmôre van die Heilige Gees. Wat wil hê dat jy altyd dit in jou lewe moet ervaar. Jy sien om die troon is die Gees van God. In ons woon die Gees van God nou. En as jy hom volle toegang gee, gaan hy nie net eenmaal 'n jaar vir jou by 'n konferensie vreugde en blydskap en joy gee nie. Hy gaan dit vir jou elke sekonde van elke dag gee. Ja. Die vrug van die Gees is dan liefde, vrede, blydskap, selfbeheers, lydsaam, love, peace, joy. Joy that is unspeakable. Oh, and this joy is full of glory. As jy sing, as jy God se naam groot maak, moenie die Here prys, hande klap of dans, wat ook al jy doen, as jy so voel met jou emosies nie. Begin, dien God in die vlees, dan sal jy dalk eindig in die Gees. Jy kan nie net instap, jy moet die Here loof en prys, dis 'n werkwoord. En dit is wat die fees van Tabernakels beteken het, iewers daar. Kom ons kyk vir die laaste, mag Mami speel vir ons asseblief eens maar kan. Ek het nou, ekskuus ek het daar spelfout gemaak. Ek het in die woord van die Here gaan kyk in Johannes 7. Ek het nou D daar gesit, ekskuus dit nou nie daar is nie. Maar in Johannes 7, weet jy wat het Jesus gedoen? Hy, ons meester, ons leidsman, the Son of God, waited 1 year when this feast was going on for days and days, 7 days, and his disciples asked him when the Feast of Tabernacles were occurring in Jerusalem, because the feast was mandatory, they said, let's go. Let's go up to Jerusalem. And Jesus said, you go on before me, I will come later. En op die laaste dag van die fees van Tabernakels, die fees wat vertel van, in die fees was 'n joy, and that joy was unspeakable, writes Peter, and it was full of glory. En Jesus stap op die laaste dag, ek gaan dit vir jou lees. Now on the last day, the great day of the feast, and this was the Feast of Tabernacles, Jesus stood in Jerusalem, and he cried out, hy het gestaan, en hy het uitgeroep, terwyl daar mense was wat 'n tekort gehad het aan blydskap in hulle lewe. Dis die fees van blydskap, mense. Hierdie blydskap wat maak dat enige negativiteit in jou lewe kan verdwyn. Roep Jesus uit. If anyone is thirsty, as iemand dors het, as iemand dan dors het, kom na my toe. Let him come then to me. Ek is die een. Ja. Wie vir jou daardie leemte in jou lewe kan vul. Ek is die een wat kan maak dat jy elke dag 'n oorwinning bly, sê die Here. Ek is die een wat jou die pad kan wys wat Petrus geskryf het. Where do I find this joy that is unspeakable? Oh, and it's full of glory. Jesus, dis in hom te vind. Halleluja. Kom na my toe, sê hy. En ek gaan vir jou rus gee. As jy dors het, wie van jy verlang vanmôre na die Here? O, ek steek eerste weg. Ja. Ek soek iets in my binneste. Weet jy nou wat doen hierdie wêreld aan ons? Jy moet so hard beklei om kop bo water te hou.
Want of dis finansies wat jy onderdruk, of dis werksomstandighede wat jy onderdruk, of dit is 'n styging in rentekoerse, of dit is 'n styging in belasting. Daar is so baie dinge wat jou vreugde van jou wil steel. Sê die woord van die Here nie dat die blydskap van die Here is jou beskutting. The joy of the Lord is your strength. Now I'm going to tell you about a joy. That is your strength. But this joy is unspeakable and it's full of glory. And if you can get that, if the joy of the Lord is your strength, you're going to be stronger. So as 'n saam kom hier, jy voel die Heilige Gees begin roer hier voor. Moenie stop nie. Moenie huiwer nie. Jy laat nie donker. Stap vorentoe, dien die Here. Loof God. Prys God dat daai Gees van glorie onder sy volk kan inkom. Hy kyk na jou hart. Omdat die Here kyk na jou hart as jy sing. He looks at your heart while you're worshiping God. He can tell if your lips are just moving, if you're just singing the song because you know the song, or are you intense busy with Him. He knows. And the moment when He sees you are dedicated, you're locked into this worship. Whoop. That's how you get baptized in the Holy Spirit, by the way. Yeah. It's when you just shut off everyone around you and you just worship God till you feel that power, the joy that's full of glory. En Jesus kom en hy roep en hy sê, op daai groot dag, kom na my toe, almal wat dors is. Kom en ek sal vir jou gee die water, lewende water. The joy that's unspeakable comes from the river that flows from the throne of God, the Holy Spirit, because there is joy all day around, 24/7, every minute of the hour in heaven. There's no depression, no anxiety. Do you think God worries about the future? He is the future. So I know it's hard, but you don't need to worry about tomorrow, because He's the King of Kings and He's the Lord of Lords. Staan net saam met my broer en suster.